Hartlike goeiemôre aan elkeen vanmôre. Hoop en vertrou dit gaan vanmôre baie goed. Ek hoop elkeen het 'n goeie nagrus ervaar. Want ek besef vanmôre dit is weer 'n nuwe dag. Nuwe krag, nuwe uitdagings, nuwe vermoë. Amen. Nuwe liefde as aan my en u vanmôre toevertrou. Kom ons gaan bid saam. As u kan, kom ons gaan op ons knieë. En ons bid die seën van die Vader vanmôre op hierdie oggend manna af. Hemelse Vader, dit is in die naam van Jesus wat ons vanmôre kom na u toe. Here, ons besef vanmôre dat deur u lewe ons, deur u beweeg ons, Here, en deur u het ons vanmôre 'n bestaan gemaak, Here. Vader, ek wil vanmôre kom bid. Here, dit is u woord. Die Bybel verklaar dat die opening van die woord bring lig. En dit maak ons wat eenvoudig is, verstandig. Vader, ek kom bid vanmôre, Heilige Gees, dat u my vanmôre kom help. Dat u my vanmôre kom vul, sodat ek vanmôre niks uit myself uit sal spreek nie, maar vanmôre te verklaar, so sê die woord van die Here. Vader, ons het u lief, Here, omdat u ons eerste lief gehad het. En vanmôre, Here, kom sê ons dankie, Here, van ons het vanmôre uitgestap, Here, in die natuur, Here, van ons het vanmôre ons oggendgebede aan u toegewy, Here, en Here, ons het u liefde ervaar, en daarvoor sê ons vir u baie, baie dankie. Ons bid dit vanmôre, in Jesus magtige naam. Amen. Amen. Prys die Here. U weet, geliefdes, broeders, susters, ek besef vanmôre, dat is vanmôre nie my reg om hier te staan nie, maar dit is vanmôre 'n voorreg wat ek vanmôre gekry het uit die hand van die Here, om vanmôre voor u te kan staan. U weet, ek besef vanmôre, dat die Here het ook eens op 'n tyd gestaan, waar ek vanmôre staan. U weet, en hy was so van baie dinge beskuldig. U weet, maar terwille van ons, het hy nie gememoreer nie. Amen. Terwille van ons, het hy stil gebly. Amen. Geliefdes, ek wil vanmôre aan u die woord van die Here voorhou. U weet, as ek vanmôre dink, dan kom maar 'n gedagte op vanmôre, waar ek vanmôre myself wil afvra. En ek wil hê u moet vanmôre ook vir uself hierdie vraag afvra. En dit is 'n vraag vanmôre: hoe naby lewe ek en u aan die lig? A light does not shine for itself. It shines so others can see the way. In the same way, when we live with love, humility, and obedience to Jesus, our lives became a testimony without needing many words. You do not need to be famous to be a light. A small flame in a dark room is already a powerful light. So wherever you are in your home, your workplace, or your community, choose to reflect the character of Jesus. Amen? Nou as ek vanmôre my skriflesing wil uithaal, dan wil ek vanmôre, as julle wat Bybels het, kom ons blaai na Matteus 5 toe. En dan wil ek ook hê Matteus 5 van vers 14 af. En dan ook as u Bybels het van hou net ook Johannes 8 vers 12. Ons gaan lees uit Johannes 8 vers 12 en ook dan Matteus 5 vers 14. Nou Matteus 5 vers 14 lees as volg: Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Vers 15. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Nou as ek aan u gelees het of verstaan het, dan moet ek aan u verstaan dat Jesus is in 'n gesprek hier met 'n groep mense. En die Bybel sê dat Jesus gaan sit op die berg
En hy is in gesprek met sy disippels. Met ander woorde, hy is in gesprek met sy volgelinge. Amen. En die Bybel verklaar dat Jesus het na hulle toe gekom en hy het hulle begin leer. Nou as ek en u moet verstaan, dat dit nie, alhoewel hy net met sy disippels gepraat het, was dit nie net sy disippels wat hy voorgestaan het nie, maar dat was ook 'n menigte van mense wat in sy teenwoordigheid was en waarmee hy besig was om te onderrig, en daarom het hulle na hom geluister. Wanneer Jesus sê, julle is die lig van die wêreld, verwys hy of praat hy van mense wat besluit het om hom te volg, en die wat die waardes van sy koninkryk van die hemel aangeneem het. Amen. Nou wat is die waardes vanmôre van die koninkryk? Dit is niks anders as die liefde van Jesus nie. Dit is niks anders as die karakter van Jesus vanmôre nie. Met ander woorde, hierdie verduideliking wat Jesus aan sy volgelinge of sy disippels en die mense wat voor hom staan gee, sê hy, net soos die sout en die lig 'n sigbare en positiewe invloed in die donker wêreld het, so moet ek en u ook vanmôre 'n positiewe invloed in hierdie donker wêreld het. Amen. Kom ons blaai na Johannes 8 vers 12. Johannes 8 vers 12 lees as volg: En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Amen. Jesus is weer eens hier in die tempel, is hy in 'n gesprek met die Joodse leiers en spesifiek die Fariseërs. Hierdie gesprek vind plaas tydens die Loofhuttefees, waar Jesus teen die agtergrond van die feesligte verklaar dat hy die lig van die wêreld is. Jesus is in die tempel, in die voorhof, naby die skatkis, waar hy die Fariseërs oor sy identiteit aan hulle konfronteer. Met ander woorde, die gesprek fokus op Jesus se goddelike identiteit en dat hy die enigste pad, die enigste weg uit hierdie donker wêreld is. Amen. Met ander woorde, ons word nie net gevra om 'n lig te wees nie, ons is die lig. Ons doel is om so te leef dat mense God se goedheid sien en daarvolgens Jesus verheerlik. Daarom moet ek aan u sigbaar wees, soos 'n stad op 'n berg of 'n lamp op 'n staander. Kan hierdie lig kan nie weggesteek word nie. Amen. En daarom is dit belangrik dat ek en u naby aan hierdie lig moet lewe. Met ander woorde, hoe naby is ek en u vanmôre aan hierdie lig? Hoe naby is ek en u vanmôre om aan die brand gesteek te word, om uit te gaan in hierdie wêreld, om 'n verskil te gaan maak in ons gemeenskappe, om 'n verskil te gaan maak in ons families, om 'n verskil te gaan maak in ons huise, om 'n verskil te gaan maak by ons werksplekke. Met ander woorde, hoe ver is ek en u vanmôre van hierdie lig om 'n verskil te gaan maak? En onthou dat ek en u is vanmôre nie net aan die brand gesteek vir onsself nie, maar om ook ander mense se lewens aan die brand te gaan steek. Want ek en jy is geroep nie net om te kyk na die brandende bos nie, maar ek en u is ook geroep om die brandende bos te wees en om die lig in die donker wêreld te gaan uitdra. Daarom as ek en u Eksodus 3 gaan lees van vers 2 af, sê die Bybel in vers 2 tot 4 dat daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. Met ander woorde, die engel van die Here verskyn aan Moses, en toe hy weer sien Moses, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep
God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Wat 'n wonderlike gebaar vanmôre deur God se woord, dat Moses, met ander woorde, die Here sien dat Moses kom uit nuuskierigheid nader, en net so ek en u ook, miskien uit nuuskierigheid uit, het ek en u miskien tot redding gekom om te wil weet, wat in hierdie brandende bos aangaan, hoekom brand hierdie bos, met ander woorde, hoekom vier hierdie mense hierdie feeste, hoekom onderhou die mense die Sabbat, amen. Nou ek en u moet verstaan, dan moet ons verstaan, hoekom Moses, toe hy die verterende vuur sien, en met ander woorde, toe die volk eintlik die verterende vuur sien, toe sien Moses die liefde van God, amen. En daarom het Moses, hy het nader gegaan, uit nuuskierigheid uit, en hy het die brandende bos, met ander woorde, en die Here het vir Moses gesê, Moses, moenie nader kom nie, want die grond waar jy op staan, is heilig. Maar hier hoor ons, die Here het eers geroep, Moses, en Moses het gesê, Here, hier is ek. En dit moet my en u se eerste reaksie wees. Wanneer die Here na my en u roep, dan moet ons sê, Here, hier is ek. Toe die Here roep, daar in die huis van Eli, toe roep die Here na Samuel, en die Here het geroep, Samuel, Samuel, en die weet, en Samuel het gedink dat dit was die stem van Eli, en dis hoekom hy nie verstaan het, en het opgestaan, en hy het vir Eli gaan wakker maak, maar Eli het vir hom gesê, gaan slaap, maar die tweede keer toe die stem van die Here weer roep, Samuel, Samuel, en hy weer na Eli toe gaan, besef Eli dat die Here het na hierdie kind geroep, en Eli sê vir hom, wanneer die Here weer roep, dan sê die Here, hier is ek, spreek, die diensknegt, luister, amen. Filippense 2 vers 16, verklaar die volgende, daarom is het bedranglik, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom, verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, Here, julle die woord van die lewe vashou. Amen. Waaraan hou ons vas? Ons hou vas aan die woord van die Here, want dit is waaraan ek en u in hierdie tyd alleenlik kan vashou, want ons lewe in 'n wêreld wat krom en in 'n verdraaide wêreld is, wat met ander woorde waarin duisternis uitgegiet is. Ellen White skryf die volgende in die Edwin Home 32.5, ons tyd hier is kort, ons kan net eenmaal deur hierdie lewe gaan, laat ons dus die meeste maak van die lewe terwyl ons voortreis. Die werk waartoe ons geroep is, verg nie rykdom nie, 'n hoë sosiale afstand, die werk waartoe ons geroep is, verg nie rykdom, 'n hoë sosiale stand op groot bekwaamheid nie. Dit verg 'n vriendelike, selfopofferende gees en doelgerigtheid. Al is 'n lampie ook hoe klein, kan dit, as dit aan die brand gehou word, gebruik word om ander lampe mee aan die brand te steek. Ons invloedveer lyk miskien klein, ons het miskien min bekwaamheid, min geleenthede en min besittings, maar daar is vir ons 'n groot moontlikheid as ons van die geleentheid in ons eie huise die regte gebruik maak. As ons harte en huise vir die goddelike lewe en beginsels oopmaak, sal ons kanale vir strome van lewende krag word. Uit ons huise sal strome van genesing vloei wat lewe en skoonheid en vrybaarheid bring, waar daar nou miskien net dorheid is. Wanneer ek en u hierdie lig in ons huise begin verklaar, sê die Bybel, dan sal daar strome van lewende krag, met ander woorde strome van lewende waters. Dis hoekom die Here sê, wanneer julle na my woord luister en dit doen, dan vergelyk ek julle soos 'n verstandige man. Amen. Lig simboliseer goddelike waarheid, lewe, heiligheid
en die teenwoordigheid van God wat duisternis en misleiding en sonde oorwin. Dit wys na Jesus Christus as die lig vir die wêreld, wat verlossing, vreugde en rigting bring, terwyl dit gelowiges roep om uit die duisternis te tree en as ligdraers te leef. Amen. Hy roep ons uit die duisternis uit, om as ligdraers op te tree. Daarom sê hy, ek en u is die lig van die wêreld. Amen. Soos 'n lamp op 'n pad is die lig die rigtingwyser wat God se wil en die pad vir die mens openbaar. Lig bring bekering en dit ontbloot misleiding. Lig roep gelowiges dus op tot 'n lewe van heiligmaking om kinders van die lig te wees, wat God se waarhede of God se waarheid in hierdie donker en verdraaide wêreld weer speel. Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. 1 Johannes 2 vers 15 sê, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Jakobus 4 vers 4 verklaar, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Johannes 17 vers 14 tot 16 sê, ek het hulle u woord. Dit is waar Jesus in gesprek is met die Vader, met ander woorde, waar Jesus bid tot die Vader en hy sê, Vader, ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Daarom is ons in die wêreld, maar ek en u is nie van die wêreld nie. Wat beteken ons behoort aan die hemel en leef nie volgens die wêreld se sondige standaarde nie. Met ander woorde, ons kan nie lewe in hierdie wêreld se sondige standaarde nie. Daarom weet ons wat die wêreld se standaarde vir my en vir u na vore bring. Daarom moet ek en u wegkom van sy standaarde. Daarom sê die Bybel, wie 'n vriend van die wêreld is 'n vyand van God. Amen. Jesus het die wêreld oorwin. En daarom moet ek en u ook hierdie wêreld oorwin. Die Bybel waarsku teen liefde en dinge in hierdie wêreld in 1 Johannes 2 vers 15, wat Jakobus 4 ook vers 4 ook vir ons voorbeeld. Daarom is ons in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Amen. Wat beteken ons behoort aan die hemel en ons moet nie volgens hierdie wêreldse standaarde moet ons nie leef nie. Amen. Johannes 17 vers 14. Ek het nog klaar. Kan ons Johannes 17 vers 14? Hier sê Jesus, ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie. Bid ek nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Amen. Ons is nie van die wêreld, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Daarom moet ons nie hierdie wêreld weer eens 'n standaarde moet uit ons lewens uit. Dis hoekom ons kom na hierdie feeste toe met een doel, sodat ons moet ontslaa raak van die suurdeeg. Ons het nou hierdie fees van ongesuurde brood, het ons kom leer dat ons moet vir 7 dae ontslaa raak van die suurdeeg. Met ander woorde, van die sonde,
met ander woorde van die wêreldse standaarde wat in ons lewens was, wat in ons lewens was, is ons besig dat Vader, ons laat Vader toe, dat ons ontsla moet raak van hierdie seerde, hierdie sonde. 'n Lam simboliseer God se woord, leiding, die Heilige Gees en die gelowige se getuienis in 'n donker wêreld. Dit verteenwoordig lig wat waarheid openbaar, geestelike insig gee en herinner ons aan die noodsaaklikheid van die paraatheid, met ander woorde die olie vir die koms, vir die bruidegom. So waarmee is ek en u besig? Ek en u is besig met voorbereiding. Amen. En daarom het ons net een uitkyk in hierdie lewe, en dit is vir die wederkoms van die Here. Amen. Met ander woorde, ons is die bruid. Hy is die bruidegom. Daarom is ons, of is dit belangrik dat ons as die bruid moet ons gereed kry vir die bruidegom, met ander woorde vir die wederkoms van die Here. Psalm 119 vers 105 sê die woord as lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Met ander woorde, dit is die woord van die Here wat rigting gee en dit bied waarheid in tye van duisternis. Amen. Ons is die houer, die lamp in voorbereiding vir die Heilige Gees volgens Matteus 25. Met ander woorde, dit simboliseer die lampe, met ander woorde ek en u as gelowiges in hierdie lewenstyd, terwyl die olie die Heilige Gees verteenwoordig. Amen. Daarom is dit noodsaaklik dat ek en u moet toelaat dat die Heilige Gees ons in hierdie tyd voorberei vir die wederkoms van ons verlosser, ons redder en saligmaker. Daarom moet 'n lamp nie onder 'n maatemmer gesit word nie. Met ander woorde, ons kan nie vir ons wegsteek nie, omdat ons die waarheid het binne ons, omdat ons die lig binne ons het. Sê die Bybel, kan ek en u ons nie onder 'n maatemmer plaas. Met ander woorde, ons kan nie vir ons wegsteek nie. Met ander ons moet sigbaar wees. Ons moet hierdie waarhede gaan uitleef. Ons moet ligdraers in hierdie donker wêreld moet ons wees. So ons moet optree as ligdraers. 'n Brandende lamp is waaksaam en lewe 'n lewe wat toegewy is aan God. Terwyl 'n dofliggende lamp kan aandui hoe belangrik dit is dat daardie persoon nog baie tyd in gebed moet gaan spandeer. Die menorah in die tabernakel het die ewige teenwoordigheid van God se lig wat verwys na Jesus, wat die lig vir die nasies is. En daarom weet ons dat die menorah praat van die 7 feeste. Amen. Met ander woorde, dit praat van Jesus, die lig. Nou, wanneer ons kyk na die 7 feeste, dan sien ons die verlossingsplan van Jesus Christus. Amen. Wat verwys na Jesus Christus. Dit is Jesus Christus en dit verwys ook net na Jesus Christus. Amen. Olie in die lamp verteenwoordig die salwing en die krag van die Heilige Gees wat nodig is om lig te laat skyn. 'n Stad op 'n berg, die sigbare, verhewe en onwankelbare teenwoordigheid van God se koninkryk. Daarom die kerk moet ek en u op hierdie aarde wees. Met ander woorde, hier's klomp kerke, maar ons is die kerk wat die waarheid dra, wat die waarheid in is, wat die lig in is, en daarom moet ons hierdie waarhede uitdra. Ons is die kerk wat soos 'n stad is, wat op 'n berg is. Amen. Met ander woorde, ons fondasie is Jesus Christus. Daarom staan ons vas op hierdie fondasie. Dit verteenwoordig geestelike gesag. Dit praat van geestelike gesag. 'n Baken van lig en hoop wat nie weggesteek kan word nie, en die veiligste skuilplek waar ek en u kan wees is op die fundament van Jesus Christus. Ons, die kerk, moet soos 'n stad op 'n berg in die nag
moet ons skyn as die lig, of ons moet dien as 'n lig in hierdie donker wêreld, wat God se heerlikheid reflekteer. Amen. Dit simboliseer, met ander woorde, die berg van met die huis van die Here wat in die laaste dae verhewe sal wees bo alle ander magte, waarin al die nasies sal stroom, volgens Jesaja 2, vers 2 en 3. Dit verteenwoordig Sion as 'n vesting van goddelike beskerming en geregtigheid, waar gelowiges veilig is in die teenwoordigheid van God. Wanneer ek in U in sy teenwoordigheid is ek in U veilig. Is ek in U onder sy beskerming. Amen. Daarom is dit noodsaaklik dat ek in U in sy teenwoordigheid moet kom lewe. Met ander woorde, ons moet op die bergtop moet ons lewe. Met ander woorde, ons moet daar bly. Ons moenie vir ons wegsteek nie. Met ander woorde, ons moenie bekommerd wees, of ons moenie ons hoef nie skynheilig te wees nie. Amen. Want in sy teenwoordigheid is ek in U onder sy beskerming. In die eindtyd verwys Jerusalem, of die nuwe Jerusalem volgens Openbaring 21, as die ewige woonplek, waar die uitverkorenes van God vir altyd saam met hom sal wees. Die berg beklemtoon dus 'n hoë, sigbare en geseënde posisie, waar ons as gelowiges beskerm word, en waar ek en U nie sal beïnvloed word deur hierdie wêreld nie. Daarom moet dit my en U bemoedig om daagliks ook met God in intimiteit te gaan wees. Met ander woorde, ons het nodig om in hierdie tyd sy teenwoordigheid te gaan opsoek. Met ander woorde, hy sê, soek my terwyl ek nog te vinde is. En ons kan gaan, so daarom sê Jesaja 55 vers 6 en 7, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees en tot onsse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Amen. Jeremia 29 vers 13 sê die volgende: beloof God, as ek en jy na hom soek, met ander woorde, as ons na hom vra met ons hele hart, sal ons hom vind. Dit is wanneer ons in 'n opregte en passievolle verhouding met hom staan of lewe, dat Vader beloof om homself te laat vind, en my en jou omstandighede sal hy verander. Amen. Genesis 13:21 sê die Bybel, en die Here het voor hulle uitgetrek bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom om hulle voor lig te bring, sodat hulle die dag en die nag kon trek. Die wolkkolom het nie bedags, of die vuurkolom het nie in die snags weggegaan van hulle af nie. Amen. God se teenwoordigheid, dit is wat saak maak in hierdie tyd. En dit beteken, dit is sy fisiese teenwoordigheid in my en U se lewe. Die wolk het aangedui wanneer om te trek en wanneer om kamp op te slaan. Met ander woorde, wat beteken dat die volk was totaal en al afhanklik van God se leiding. En net so moet ek in hierdie tyd, moet ek en U in hierdie tyd afhanklik wees van God se leiding, God se gees. Die volk moes dag en nag agter die wolk aan beweeg, wat 'n lewe van gehoorsaamheid aan God geopenbaar het. En net so vandag moet ek en U naby
God kom lewe in sy lig, want hy is die lig van hierdie wêreld. Met ander woorde, daarom verklaar hy dat ek en u is ook die lig van die wêreld. En daarom het hy daardie lig, vertrou hy vanmôre aan my en u toe. Daarom moet ek en u in sy woord bly. Hy sê, bly in my, soos ek in julle, sodat julle kan vrug dra, want sonder my is julle niks. Amen. Ons moet aan hom bly. Ons moet naby aan hom lewe. Ons moet in sy wil, moet ons lewe, in sy wil moet ons bly. Ons moet bly in hom, sodat ons kan vrug dra, want sonder hom is ons niks. Vuurkolom, die vuurkolom verteenwoordig God se sigbare teenwoordigheid en goddelike leiding, beskerming en heiligheid. Dat God se mense deur die nag, duisternis of in tye van nood deur hom gelei en beskerm kan word. Met ander woorde, wat wys op sy getrouheid, wat praat van sy leiding. En daarom is dit belangrik dat sy waarheid en sy leiding in hierdie tyd noodsaaklik is. Ons het God se leiding nodig. Net soos die vuurkolom die volk deur die woestyn gelei het, wil God my en u lei in hierdie donker wêreld uit. Met ander woorde, hy wil ons lei deur die donker wêreld uit die donker wêreld uit. Amen. Met ander woorde, wanneer ons in sy teenwoordigheid is ek en u onder sy beskerming. Is ek en u verseker dat sy hand ons sal bewaar. Amen. Die vuur is 'n simbool van God se heilige teenwoordigheid, wat vertroosting bring, maar dit reinig my en u ook. Dit word ook gesien as 'n tipe van met ander die Heilige Gees word ook gesien as 'n tipe, met ander woorde, dit is 'n tipe karakter van God wat binne my en u geopenbaar word. Amen. Daarom is dit belangrik dat ek en u in hierdie eindtyd gelei moet word deur die Heilige Gees. Dat ek en u verlig moet word deur die Heilige Gees. En daarom moet ek en u God vertrou dat hy ons sal lei, sodat hy ons sal help deur middel van sy Heilige Gees, sodat ek en u 'n lig sal wees in hierdie donker wêreld. Hoe naby lewe ek en u vanmôre aan hierdie lig? Met ander woorde, hoe naby lewe ek en u aan die woord vanmôre? Hier het ons 'n geleentheid gehad om vir hierdie 7 dae 'n geleentheid te kry om naby aan hom te lewe. Met ander woorde, sy feeste ter onderhou. Amen. Ons het die geleentheid gekry hierdie 7 dae en ek dink ons staan op die voordag wat ons gaan klaarmaak met hierdie feeste. Wat 'n voorreg het ek en u nie as mens om God se karakter, wanneer ons hier vanaf weggaan, om dit daar buite uit te gaan leef nie. Ons het gehoor in ons huise, in ons gemeenskappe, by ons werksplekke, by ons vriende, wat niks weet van hierdie waarhede, wat niks weet van hierdie lig nie, het ek en u vanmôre 'n geleentheid om hierdie lig te gaan uitdra en te gaan uitleef, en weer eens om sy liefde, sy karakter aan die mense te bring, en weer eens sodat sy heerlikheid kan geopenbaar word. Amen. Hoe naby lewe ons aan hierdie lig vanmôre? Dit is 'n vraag wat elkeen van ons vir onsself kan afvra vanmôre. Hoe naby lewe ons aan hierdie lig? Kom ons bid saam. Vader, ons kom sê vir u baie dankie, Here. Dankie, Here, dat ons vanmôre weer eens kon gehoor het, Here, deur middel van die woord, Here, dat ons is die lig
van hierdie wêreld, Here. Vader, maar vanmôre, Here, kom bid ons en vra ons, Here, dat U saam met ons kom wees, Here, en dat U in ons kom werk, Here, sodat ons hierdie lig kan uitleef daar buite, Here, want ek besef ons kan nik sonder U doen, Here. Vader, baie dankie vanmôre. Dankie, Here, dat ons vanmôre deur middel van U woord kom hoor, Here, dat U is die enigste waaragtige lig, Here. En Vader, dankie, Here, dat hierdie lig ook in ons vanmôre is, Here. Maar kom help ons, Here, om hierdie lig uit te kan leef daar buite, Here. Here, en waar ons nou verder gaan in hierdie dag, Here, om saam te studeer, wil ek kom bid en vra, Here, soos U, Here, in die dag saam met die volk was, in die wolkkolom, Here, bid ek vanmôre, dat U nou verder saam met ons kom wees. Ons bid dit vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen.